Dis Dinsdag aand en wat beteken dit? Dit beteken huisgodsdiens. Ons is so geseën vanaand om weer lekker saam met mekaar te kan kuier om die woord van die Here. Nou ja, baie welkom. Baie welkom soos jy opspring, kry jou Bybel, jy moet saam met my lees vanaand asseblief. Dis baie belangrik dat jy saam met my uit die woord uit lees, uit Genesis. Ons gaan sommer die eerste boek lees. Wat 'n voorreg. So, dis nou 7 uur, ons gee net gou vir mense kans om op te klim, soos jy opklim asseblief vanaand. Ag, groet man, dit sal lekker wees om saam met jou in die woord te deel. So ja, ons gaan bietjie vanaand oor 'n lekker onderwerp gesels, so ek hoop almal van julle se dag was baie lekker, en geseën sal julle wees. Ja, dis die belofte van die Here. So ja, kom ons gee net gou vir mense kans om op te klim en met te groet. Hallo Katie, almal wat luister, goeienaand. Johanita, gaan goed met julle. Luister, deel van die evangelie, share die video man, asseblief, share hom, tag iemand in hom, en mense moet dit hoor, en mense moet verstaan waaroor dit gaan. Laat 'n mens net 'n bietjie die voedsel kan kry, veral so in die middel van die week, né? Lekker. Hallo Annie, hoe gaan dit met julle daar in die Wesrand? Prys die Here man, ons is daar in Genesis vanaand, lekker om op te sien. Kom ons groet gou so 'n paar mense soos julle opklim, lekker. Ek moet net hierdie kameraatjie so bietjie sak, daar sy, dis beter. Hallo Wendy, daar's Wendy ook op, nou voel ek sommer klaar beter. Baie welkom vanaand in elke een. Hallo Leonora, hoe gaan dit daar met julle? Yes, so dis lekker, lekker besig, is winter, kachel brand hier in die huis, joh, dis lekker warm, prys die Here vir 'n kachel, man, dis net lekker. Good evening, good evening, good evening, Tienies, wat Tienis in Engels? Hallo Tienies. Tienis. Rassie, goeienaand, lekker man, hier klim hulle op. Tuis, goeienaand. Hallo Roy, good evening, Pastor Roy, Evangelis Roy, goeienaand. Elnita, man, hoe gaan dit met julle? Yes, daar sy. Share so lank die boodskap, klim op, julle gaan vanaand dit regtig waar baie geniet. Ek dink ons gaan vanaand sommer net 'n bietjie lekker som kyk. Ek wil jou vra, as jy 'n vraag het, vra in die comments daar vir ons 'n vraag dan. Kan 'n ou dit bietjie later bespreek, is lekker om, partykeer wil jy net iets anders te doen, selfs vir my ook, jy weet, dit is net, ek wil vir jou iets verduidelik om, miskien dink jy aan iets anders, en jy het 'n vraag, en dan kan ek 'n bietjie navorsing oor dit gaan doen, of ek kan bietjie gaan kyk, wat dink jy, en hoe vra jy, en dan kyk ons of ons dit kan antwoord, né? Norman, goeienaand, hallo oom Chris, hoe gaan dit daar met julle, hallo Esther, en Tuis, goed met julle, so ja, as jy 'n vraag het, skiet 'n vraag daar, is lekker om dit te kan doen, dan deel ons dit saam. Ja, Lukas 11 vers 2, laat u wil geskied, ek hoop jy het jou alarm gestel elke dag, ons laat dit so gebeur, weet jy, kan ek vir jou getuig, ek getuig uit my eie lewe, uit elke liewe dag, is daar iets anderste, wat 'n mens voor kan bid, en 'n eendragtigheid, ons neem dit nou Sondag ook sommer op in ons Bybelskool groei ongelooflik goed, ons is al hier in die 30, en die leringe en die diepe leringe van gebed, die eendragtigheid, wanneer almal so saam bid, en ons hierdie versprei, jy moet vir die mense by die werk vertel, hoor, Sondag moet jy nie mis nie, Sondag se tema is, ek skaam my nie, of is ek skaam, is jy skaam, ek gaan bietjie daaroor gesels. Hallo Letisa, goed met julle, hallo Johnny, hoe gaan dit daar met jou in die hospitaal? Ek wil jou nou nog gebel het, maar ek het so besig geraak, sorry weer John, ek gaan jou bietjie later bel. Yes, at following, daar is hy great, hallo John, goed met julle, so ons is vanaand in Genesis, ons gaan bietjie gesels oor, as jy in die weg van God stap, as jy in die wil van God stap, sal jy die vrug sien. Nou ja, ek gaan dit vir jou bietjie anders te verduidelik vanaand, en ek dink dit is nou nogal baie belangrik. Vandag gaan kyk ons hoe God mense se gehoorsaamheid beloon. Okay, ons hoor altyd van gehoorsaamheid, en hierdie perfekte man wat ek vanaand wil uitbeeld is Abraham. Abraham was nie hierdie volmaakte man gewees nie. Hy was 'n man wat deur God gekies is om die weg te baan vir God, of die evangelie te gaan verkondig, of God se werk te gaan doen, maar hy het in God se weë gewandel. So ons gaan 'n bietjie daaroor kyk vanaand, en daarom, wanneer 'n mens in die weë van die Here wandel in sy weg, dan sien 'n mens die vrug, en 'n mens sien die beloftes, dis die ander woord, vrug en beloftes, kom ons gaan vanaand oor dit praat, dan sien ons dit in mense se lewens, en jy sien dit in jou lewe ook. So ja,
Ek wil jou vra, deel hierdie video, dankie dat jy luister, baie mense gaan saam luister, ons weet dit so. Ons begin vanaand so woord dan met gebed, ons vra die Here om ons dan ook te seën. Here Vader, baie dankie vir u liefde en die genade. Maak vanaand ons harte oop om u woord te kan ontvang. Help ons om hoorders van die woord te kan wees, maar ook dan doeners van die woord, Here. Leer ons om elke dag van ons lewe in u weë te wandel. Dankie, Here, dat ons die vrug van gehoorsaamheid en die beloning daarvan kan kry in Jesus naam. Ons roep dit aan. Nou, baie kerke se fout is baie kere wanneer hulle oor mense se lewe God se goedheid profeteer en wanneer hulle baie kere vir mense sê, kom net kerk toe man, kom net kerk toe, die Here gaan alles sal goed gaan. En dan wonder hierdie mense baie kere, hoekom gaan dit nie goed in hulle lewe nie? En daar is baie meer om net vir iemand te sê, kom kerk toe, dit sal goed gaan, of om in iemand se lewe in te profeteer, dat die Here sê so. En dit is so waar 'n mens baie kere versigtig moet wees. Ek wil vanaand eintlik deur dit te begin, vanaand wil ek vir jou sê, voordat ek na die skrif toe gaan is, maak seker, wanneer iemand in jou lewe in profeteer, en wanneer iemand in jou lewe iets in sê, dat jy ook dan in die weë van God inwandel, want dit is hoekom baie mense kom, en sê hulle, hierdie mense sê ek moet kerk toe kom, my lewe val net uit mekaar uit, hoe meer ek kerk toe gaan, hoe meer ek die Here begin dien, of hoe meer ek nou begin kerk toe kom, en ek doen dit goed, dan hoe meer val dinge uit mekaar uit. Eintlik is jy besig om meer skade te berokken. Ek gaan vir jou sê hoekom, want daar is verskillende maniere van hoe 'n mens moet kyk om 'n kind van God te wees, 'n disippelskap van die Here te wees, om heiligmaking na te streef. Nou ek wil vanaand vir jou iets sê, en dit is, ek kan vanaand vir jou 'n uitnodiging maak, ek kan vir jou sê, dis goed, jy moet kerk toe kom, dit is 'n opdrag, dit is iets wat jou 'n vrugbaarheid gaan bevorder, dis iets wat dis waar jy God se stem gaan hoor, dis 'n fellowship, dis 'n byeenkoms, dis iets waar 'n mens ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar, selfs vanaand ook, al luister jy op 'n telefoon, al kyk jy vanaand nou na my en jy luister, ek wil hê jy moet iets verstaan, want ons leef in 'n wêreld waar mense baie kere in onmiddellike oomblikke resultate wil sien. Jy sien, baie mense wil vandag saai, hulle kom vandag kerk toe, mense profeteer in hulle lewe vandag, mense wil iets doen, hulle wil in hulle lewe insaai, of hulle wil vandag saai, maar hulle wil môre die oes hê. Nee, God werk nie so nie, God werk nie so nie, en ek wil enige prediker uitdaag, om dit vir my te kom, die teenoorgestelde te kom bewys. Weet jy wat, of jy 'n pastoor is, 'n dominee is, of 'n profeet is, ek wil jou uitdaag om vir my te kom sê, laat mense net kerk toe kom, dit sal met jou goed gaan. Nee, daar moet 'n verhouding wees, soos 'n gebed. 'n Gebed is 'n verhouding, dan kom jy ook, en dan moet jy in die weë van God wandel. Hierdie twee is glad nie in deel met, dis alles apart van mekaar geskei, om 'n verhouding met God te hê, en om sy weë te wandel, maak jou ook 'n bidder, maar as jy 'n bidder is, nie noodwendig dat alles net sal gebeur nie. Verstaan jy? So, ons moet in die wil van God wandel. Here, laat u wil geskied. Nou kom ons kyk gou. Ek wil gou vir jou 2 verse lees uit Genesis 18, en ek wil vir jou vers 19 lees. Jy moet hierdie gaan lees, hoor. As ek vanaand vir jou gee, dan gaan lees jy hierdie gedeelte van Abraham, dit bring jou 'n bietjie terug. Abraham tree op as 'n voorbidder. En dit is wat ons ook opneem in ons Bybelskool. In ons Bybelskool leer jy so die verskillende maniere van gebed, die diepte van gebed. Daar is meer as wat jy net luister, daar is baie meer. En een van die verskillende gebede is 'n voorbidder. Om 'n voorbidder te wees, en wat beteken dit? Ek neem dit Sondag op, wat beteken dit? Goeienaand Jackie, wat beteken dit? Goed met julle, Jan is ek seker saam met jou. Wat beteken dit om 'n voorbidder te wees? Eendragtigheid, 'n gebed met eendragtigheid, dit is ook 'n deel van verskillende gebede. Maar goed, kom ons kyk gou, Abraham, vers 19. Want ek het hom verkies, hoor wat sê God hierso. God praat hier, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om die geregtigheid te doen, of sodat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Baie mense profeteer in jou lewe, oor jou kinders se lewe, en God se beloftes in jou lewe, en in jou saad se lewe, en jou kinders en kleinkinders se lewe, dis beloftes. God gee vir jou hierdie beloftes. Hy gee dit vir jou kinders, vir jou nageslag, vir jou kleinkinders, jou agterkleinkinders.
En dit is God se belofte, maar dit begin dalk vanaand by jou. Ek wil hê jy moet dit vanaand verstaan. Dus sien ons dit het by Abraham begin, en dit is dat God geweet het dat hy Abraham en sy kinders gaan seën. Maar hoor wat sê in vers 20, verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Hoor gou mooi. Nou gaan ons 'n bietjie verder aan, dan lees ons daarvan af vers 32, toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie een keer mag spreek, miskien sal daar 10 gevind word, en hy het geantwoord, ek sal dit ter wille van die 10 nie verwoes nie. Sien jy daar? Dis die voorbidder van dit wat ek en jy as 'n pa, as 'n ma, man, vrou, oupa, ouma, doen vir ons saad, vir ons kinders en kleinkinders, is om aan te hou bid, moenie opgee nie. Jy sien, wanneer iets gebeur, wanneer jy saai, moenie onmiddellike oes verwag nie. Dit werk nie so nie. God werk nie so nie. God werk anders. Kom ons kyk eers dan na die wandel. Kom ons kyk eers na die wandel, voordat ons na die wonderwerke kyk. My vraag is net, dan word mense kwaad, dan sê mense, ek wil niks met die kerk te doen nie, want hoe meer ek die Here dien, hoe meer ek in God se weë wandel, hoe swaar kry ek, hoe meer moeiliker raak dit. En dit is hoekom dit so is. Jy weet, die beloftes van God is daar, ek wil hê jy moet dit verstaan, maar die vraag is, wandel jy in sy weë? Kom mense, stuur bietjie die likes en die hartjies op vanaand, wees eerlik vanaand. As ek vanaand vir jou moet vra, jy moet eerlik aan antwoord en sê, nee man, ek is nie 100% daar nie, ek kan nou verstaan, maak dit vir jou sin, sê amen as jy verstaan, as jy nie verstaan nie, vraag. Die vrug, hoor gou wat, die vrug kom wanneer ons in God se pad bly. Die gehoorsaamheid, die vrug kom, die beloning kom wanneer ons in God se pad bly. Abraham het gekies om God se pad te volg. Hy het gekies. Dit was 'n keuse. Ons almal ken keuses. Ons almal weet wat keuses doen. God het Abraham geroep. Hy het vir Abraham gesê, Abraham, ek wil hê jy moet jou land verlaat. En Abraham self het nie eens geweet nie, jy kan dit gaan lees, waantoe hy gaan nie. Hy was eenvoudig net gehoorsaam. Toe God hom roep, al wat hy gedoen het is, hy was gehoorsaam. Hy het nie eers dit in 'n bespreking gaan sit met sy familie om te sê, God roep my weg nie, God sê ons moet ons land verlaat, wat dink julle, hoe voel julle daaroor nie? Nee, hy het gekom en hy was gehoorsaam gewees. Hy was eenvoudig net eintlik gehoorsaam aan God die Vader. En wanneer jy en wanneer ek gehoorsaam is, sonder om altyd alles te wil verstaan, begin God reeds agter die skerms werk. Jy sien, want dit is die werklikheid om in God se geloof of om in die geloof te wandel saam met die Here. Gehoorsaamheid kom altyd voor seën. En gehoorsaamheid is dit wat die oes bring. Ek sê dit altyd, ek sê dit al baie jare, ek sien dit. En wanneer 'n mens op dit kom, wanneer jy begin om te sê nee vir die sonde, wanneer jy begin nee sê vir die versoekings, wanneer jy partykeer net sê ek begin my lewe beplan en ek begin hierdie dinge uiteensit, ek begin my Bybel te lees, ek begin in God se weë wandel, dan kom ons agter, God kyk na my en jou, hy kyk na ons en ons karakter, wie ons is. En weet jy wat, wanneer ek hierdie hoofstuk gaan lees en toe ek kom weer, ek het hom seker so 3 keer vandag oorgelees, dit is net vir my iets mooi, en terwyl ek hom so lees, kom ek agterheen Genesis 18, wys dat God Abraham vertrou. En ek kom en ek vra, Here, vertrou U my? Is ek waardig genoeg? Is daar 'n seën? Is daar 'n belofte? Is daar 'n vrug dat U my vertrou? Jy weet, daar moenie eens 'n twyfel inkom nie. Dit moet eintlik net 'n ja en nee wees. En Here, help my meer. Help my meer dat ek met 'n vertroue kan sê, Here, U kan my vertrou. En weet jy wat? Ek wil wees soos Abraham. Ek wil wees soos wat God Abraham vertrou het, moet hy my kan vertrou. Hy moet weet dat dat ek my huis kan lei, dat ek die gemeente kan lei, dat ek die kinders leer, dat ek my kinders leer, my kleinkinders leer, dat ek reg doen in die samelewing, dat ek geregtigheid sal uitleef. Dit is wat ek is. Hy soek net mense wat in sy weë wandel. Dis wat hy soek. Baie mense wil die beloftes hê, baie mense wil die oes hê,
maar min wil die pad stap. Jesus sê dit self, hy sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. En dit is iets wat ek en jy vandag moet weet. Wanneer ek en jy in sy weë wandel, wanneer ons die wil van God doen, dan sal ons die vrug sien opkom, nie net in ons lewe nie, maar in ons kinders se lewe, in ons nasaad se lewe, want dit is die belofte. Onthou, dis die belofte wat die Here gee. Ek sal jou en jou nageslag seën. Goed, alhoewel hulle 'n keuse het, maar die impak wat jy kan maak op hulle lewe, die manier wat jy hulle kan leer, is vir my so mooi. Dis vir my so mooi. Ek moet hierdie storie gou met jou deel. Dit is vir my so mooi. Jy weet, dit is oomblikke van, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Sondag by die kerk, kom ons uit die bidkamer uit, ek en Monja, en klein mannetjie was daar by ons, en hy loop saam met sy ouma, maar hy was nie lekker nie. Maar hy gee sy oupa 'n drukkie daar, en ek loop so agter hom uit, hulle is daar in die gang, net so voordat jy by die klankkamer indraai. Sê ek, kom, gee gou vir oupa nog 1 drukkie. En sy ouma sê, ag oupa, hy is nie lekker nie. Maar hy loop en hou sy hand vas. Ek sê, kom hier so oupa jou seën, oupa jou sal vir jou bid. En hier kom hy deur, en hy draai om en hy kom druk net sy kop. Ek staan so met die salwingsolie so in my hand, en hy maak sy oogies net so, en ek bid daar vir hom. Dit is die gevoel van wat 'n mens van kleins af in hulle lewe moet inleer, om dit te kan besef, so ek dink dit is net baie belangrik om dit te kan besef, dit is, ekskuus julle, hierdie telefoonlyn nou hierso, iemand soek my, en hulle hou aan soek, so ek wil net, dit trek so 'n bietjie aandag af, ek druk maar net dood. En dit is die vrug en die weë waarin 'n mens moet wandel, dat 'n mens alles moet benat met gebed. So ek dink 'n mens moet kyk, jare lank kom Abraham en hy wag. En weet jy wat, kan ek vandag vir jou ook sê, Abraham het ook getwyfel. Op een plek kom hy, dan sê hy, ag Here, hoekom ek? Ag Here, hoekom ek? En Abraham was 'n baie ryk man gewees, en God het hom in baie maniere geseën. Ek het eendag 'n preek gedoen, waar hy gesê het, ag Here, hoekom? En hy het die woordjie ag gebruik, en hoe baie kere, ek kan nou net nie onthou nie, ek weet dit is hier iewerste ook, en ek dink is dalk 'n bietjie verder in die Bybel, en hierso is dit, ja, vers 17 van Genesis 19, en toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, dit is toe hulle mos nou uit Sodom uitgevlug het, en daarom antwoord Lot het dit gesê, ag nee my Here. Jy sien, dit is waarna ons moet gaan kyk, die verwoesting van Sodom en Gomorra. En dit is baie kere wat die Here in ons lewe gaan doen, of toelaat, dat daar baie keer storms en verwoestings is. Tot ek en jy nie in sy weë inwandel nie, tot ek en jy nie in sy wil bly nie. Maar het ons foute gemaak? Ja, natuurlik. Maak ons foute? Ja, natuurlik. Het Abraham foute gemaak? Ja, Lot het foute gemaak. Almal maak foute. Ons maak elke dag foute. Maar weet jy wat? Een of ander tyd hou 'n mens op. Een of ander tyd benat 'n mens al hierdie dinge met heiligmaking, met gebed. Een of ander tyd begin ons net regtig op 'n punt kom waar ons God begin volg. En hoe meer ons God volg, hoe meer maak ons 'n impak, hoe meer kom mense saam met jou. En so kom 'n mens, en 'n mens skaam jou nie vir die evangelie nie, jy loop uit. En dan kan 'n mens eintlik sien hoe die Here sy vrug, sy beloftes in jou lewe bevestig. Dit is wat hy doen. En nie lank daarna nie word Isak gebore, en God het hierdie belofte, hy het dit voltooi, hy het hierdie belofte in sy lewe voltooi. Miskien vandag wag jy vir genesing. Miskien waar jy nou sit, is jy besig om te sê, ek wag vir genesing. Miskien is jy besig om te sit en sê, maar weet jy wat, ek bid vir 'n finansiële deurbraak. Miskien is jy dalk bekommerde ouers, grootouers, oor jou kinders, jou kleinkinders. Miskien bid jy vandag vir redding. Dat redding net in hulle lewe, ek sien dit, weet jy wat, vandag as ek sien, hoe kinders en ouers, of hoe ouers bekommerd is oor hulle kinders, kan 'n mens net elke dag om seker te wees, wanneer daai alarm af van 2 minute, Here, laat U wil in hulle lewe geskied, dat daar redding sal plaasvind. Want die mense raak verlore, die wêreld sluk hulle in tye soos hierdie, as jy nie kan swem nie, gaan jy verdrink. Ek sê vir jou, dis baie belangrik, dat 'n mens moet aanhou bid vir redding, dat enige iemand, kinders, kleinkinders, paas,
jou man, jou vrou tot redding moet kom. Want as die Here moet kom, gaan hulle nie saam as hulle nie gered is nie. As hulle nie Jesus aangeneem het nie, die woord sê, sal jy nie by die Vader uitkom nie. Jy het Jesus nodig, jy moet Jesus aanroep, jy moet God eer en loof. Roy sê gehoorsaamheid is beter as offers. Natuurlik, ja, dit is so. Miskien weet jy wat, miskien kom jy op 'n punt waar jy sê, maar Here, herstel my huwelik, dat daar weer 'n vlam in my huwelik moet opkom, dat daar weer iets in my lewe moet gebeur. 'n Antwoord op gebed. Jy wag vir 'n antwoord op gebed. Kan ek jou vanaand bemoedig, hou aan om in God se weë te wandel. Hou aan om in God se weë te wandel. Ek wil vanaand hierdie sê en ek wil dit met baie liefde sê. Die wagtydperk beteken nie dat God jou vergeet het nie. Baie van julle vanaand dink God het jou vergeet. Nee, dis 'n wagtydperk. Ek wil vanaand vir jou sê met eerlikheid, en dit kan ek 100% sê, dat God jou nie vergeet het nie. Jy's in 'n wagtydperk omdat jy jou lewe moet uitsorteer. Jy's in 'n wagtydperk omdat jy nie dalk in God se weë wandel nie. En ek wil hê, wanneer jy in God se weë wandel, sal jy ook sien hoe jou kinders in God se weë wandel, want dit is presies wat ons hier sien van Abraham. Ons sien ook hoe Abraham se kinders gewandel het in sy weë. Genesis 18 sê, God het geweet, Abraham sou sy huis leer. Hy het dit geleer, hy het dit geweet. Jy moet jou kinders leer, jy moet jou kinders liewe land. Wat beteken dit as 'n mens nie 'n foon antwoord nie? Jy's of besig, of jy kan net nie antwoord nie. Verstaan mense dit nie? Ek verstaan dit nie. So, ja, en ek druk dood, so dit beteken, mense is mos besig, né? Kinders leer meer uit wat hulle sien, as wat hulle hoor. Kinders, hoor gou mooi wat ek sê. Kinders sien meer uit wat hulle sien, as wat hulle hoor. Hoe jy optree, hoe jy praat, die aangesig. Weet jy, dat wanneer ons kyk ook na die seëngebed van Numeri, kom ons gaan baie gou daar na die seëngebed toe van Numeri. Ek wil gou vanaand vir jou iets leer uit dit uit, en ek wil nog eintlik vir jou in ons lewe vorentoe daaroor leer. Numeri 6, né? Kom gou daar. Ja, die vingers wil nie vat vanaand hier. Numeri, sorry julle, kom ons kom gou daar so. Kom ons kom gou. Hoor gou hierso. Numeri 6, 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Dis 'n vrug. Wanneer julle in sy weë wandel, wanneer jy in sy wil wandel, sal die Here jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn. Hou net aan daarmee. En julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrugte gee. Hoor gou, vrede gee, sê ek vrugte, maar hy sal vir julle vrugte gee. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal aan julle genadig wees. En dit is vir my wat vir my uitstaan hierso. Die Here sal ek wil net gou hierso by hom uitkom. Hoor gou hierso. Die Here sal julle aangesig en die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Ek wil hê jy moet iets verstaan. As jou kind of iemand met jou praat, moenie in die kombuis aangaan of net aangaan met jou dinge nie. Kyk vir hulle. Die aangesig is wat dit is. Dis wat God ook wil hê. Wanneer jy gaan, is die Here se aangesig op jou. Wanneer jy met God praat, het jy dit al so daaraan gedink? Verstaan jy, dit is wat die Here hier sê. Die Here gaan nie hier aan met Koos of Piet en Sannie terwyl jy bid nie. Ja, ek hoor jou, nee, ek sal aandag gee nie. Nee, hoor wat sê. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Kan ek 'n bietjie amen kry, man? Kan jy vanaand verstaan wanneer jy bid hoe belangrik dit is om te verstaan wat die Here hierso sê? Wanneer jy bid, sal die aangesig van God oor jou skyn. En hoor wat sê hy? En die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Kyk daar. En aan jou vrede gee. Is dit nie mooi nie? Sy aangesig is oor jou. Sy aangesig is by jou. En kinders leer wat hulle sien.
So as hulle sien hulle pa of hulle ma kyk hulle in die oë en hulle kyk hulle in die gesig terwyl hulle praat en hulle gee vir hulle daai aandag. Dis jou aangesig wat oor hulle laat skyn. So met ander woorde, jy toon respek teenoor hulle. Dis wat dit beteken. Dis wat dit beteken. As hulle met jou praat en jy's dalk besig, dan sê jy, gee my net 2 minute, ek gaan nou weer met jou praat. Ek wil net gou hier klaar maak. Maar daardie aangesig, dit is soos wanneer jy bid, is God se aangesig oor jou. Hierdie God is misterie. Hierdie God is wonderbaar. As hulle vanaand sien, hulle pa bid, as hulle weet hulle kan hulle ma vertrou, as hulle sien hoe ons vergewe, as hulle sien hoe mense vergewe, as jou kinders en kleinkinders sien hoe jy die Here dien, as jou man of jou vrou sien hoe jy die Here dien, dan plant jy die saad van die volgende geslag. Jy plant dit. Jy's besig tans met die saad van die volgende geslag. Jou kerk toe gaan, jou samekoms is nie verniet nie. Jou gebede is nie verniet nie. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Dis gehoorsaamheid. Dit beteken dat jy in die weë van die Here wandel. Dit beteken dat jy saam met God loop. Ek weet nie of julle nog hier is nie. Niemand sê iets meer nie. Ek weet nie of ek dalk hierdie ding gestop het nie, toe hierdie foon geantwoord het nie, want dit lyk net vir my hier gebeur niks nie. Is julle daar? Is julle nog daar? Kom ek kyk net gou of iemand iets sê. Is almal nog daar, julle? Ek weet nou nie. Ek wonder of die live nog aan is. Hy wys live tog? Ek weet nou nie of ek dalk toe ek dood gedruk het, iets gedruk het. Is julle daar, kan iemand net? Maar oké. Ek sien nie iemand praat nou meer nie. Monja? Liefal, kyk net op die live of ek nog alright is. Daar sê hulle vir my, dit is aan. Dankie, daar kom my boodskap deur. Miskien is my comments dalk nou net nie daar nie. Ok, goed. Daar sê nee, nou voel ek beter. Die grootste erfenis is nie geld nie. Dit is geloof. Abraham, die vader van geloof. Dit leer ons. Naps, die vader van geloof. Tenus, die vader van geloof. Jy moet hierdie Roy, jy moet hierdie Annie, John, julle wat ek nou hier sien, julle moet hierdie waardigheid van God, hierdie nalatenskap, hierdie erfenis op julle lewe in profeteer, dat as jy in die geloof wandel, dan is jy ook deel van hierdie vaderskap en moederskap. Ek wil hê jy moet verstaan, wanneer God praat van vrug, dan praat hy van baie mooi dinge. Ons sien dit ook so teen hierdie tyd, dan praat hy van vrede. Hy praat van wysheid, hy praat van insig, hy praat van gehoorsame kinders, hy praat van geestelike groei, goedheid en guns wat jou sal volg, mense wat tot bekering kom, jou familie wat tot redding kom, God se teenwoordigheid elke dag van jou lewe. Wanneer jy God eerste stel, verander jou hele lewe. Verander jou lewe, jou geloof, jou gebed, jou verhouding. Kan ek en jy vir die res van die week hierdie toepassing in ons lewe gee? Kan ek en jy vandag sê, kom ons kyk, kom ons doen dit by hierdie Lukas 11 vers 2. Kom ons kyk 'n bietjie of ons saam met dit kan wees. Dis vir my so lekker wanneer die Here iemand seën, wanneer die Here vir iemand vrug gee. Mense, toets die skrif. Onthou wat sê 1 Johannes. 1 Johannes sê vir ons, welbekend, glo nie elke gees nie. Hierdie ouens wat net oor jou lewe profeteer. Daar's niks verkeerd nie, moenie my verkeerd verstaan. Maar wanneer iemand oor jou lewe, dalk mense ook al in my lewe geprofeteer, goed het miskien al gebeur, miskien gebeur dit nie. Dit moet by my begin, dit moet by jou begin. Wanneer die Here vir jou iets groots gaan doen, dan is dit ook 'n manier van hoe jy regtig by die Here hoor, hoe jy regtig by die Here iets gaan doen. Verstaan jy? So, dit is wat vir my uitstaan op dit. Hoor wat sê hy hierso, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God uit is. Is dit God wat praat? As hierdie pastoor vir jou sê, kom net kerk toe, alles gaan alright wees. Alles gaan nie net alright wees nie. Hy moet vir jou sê, jy moet gehoorsaam wees, jy moet die sonde los. Ek preek Sondag uit die moeilikste boek in hierdie Bybel. En eintlik uit die moeilikste hoofstuk, Romeine 1. So ek wil nou al vir jou sê, jy moet
seker maak dat jy jou mooiste, heiligste pak aantrek wanneer jy kom luister, want ons gaan hoor wat sê God uit Romeine 1, en jy moet sommer Romeine 1 nou gaan lees hierdie week. Die vraag is wat ek wil vra, wandel ek en jy nog in God se weg? Is ons nog in ons baan? Vertrou ek en jy God? Hierdie is vraag, hierdie is goed wat 'n mens moet vra, hierdie is goed. As 'n mens hier sit en jy praat met mense, vertrou ek en jy hom selfs wanneer ons nie die resultate sien nie, wanneer daar miskien 'n wagtydperk, 'n stiltydperk, afwesigheid in ons lewe is. Vertrou ons God genoeg nog? En hier kom die belangrike een. Miskien moet ek jou hierdie vra, miskien moet jy dit dalk nou tag vanaand, lei ek my huis? So maklik om goed op te sit en dinge te doen, ek in my huis, ons sal die Here dien, maar lei ek my huis om die Here te dien? Lei ek my huis? Ek weet, daar's so baie kinders vandag, wat vir die ouers sê, vandag is dit mos gehoorsame kinders, of gehoorsame ouers, ja, gehoorsame ouers, die kind sê, ek gaan nie vandag kerk toe nie, ek gaan nie saam nie, dan kom die ma of die pa, dan maak hulle nog die kind eintlik nog mooier toe, hulle tak nog die kombersies in, en dan sit sy handjies hier so, en dan kom voer hulle hom nog sy pronietroutjies ook, voordat hulle kerk toe gaan, of sy wheatpix en sy goedjies en sulke dinge. Toch man, gooi hom nat met water, laat hy opstaan, laat hy by die Here uitkom, sê vir hom, ons is nou besig met God, ons gaan nou kerk toe, jy wil hierdie dinge, ek wil bietjie games speel, ek het laat games gespeel, luister, sit die games af, 10 uur op 'n Saterdag aand, klaar, jy moet jou huis regeer, of laat hy 10 uur terugkom van sy maats af, en laat hy in sy eie bed kom slaap, want Sondag is die dag van die Here, dis die dag van hy in die kerk moet kom, dis die dag wat hy in die samekoms moet kom, leer hom om daai dinge te doen. Kyk, maar nou tak jy nog die kombersietjies in, en jy skud sy kussentjie vir hom reg, en ag man, weet jy's besig om jou kind groot te maak, jy leer hom 'n gees van rebellie, daar's so baie goed wat verkeerd is. Kry jou kind in die kerk, kry jou vrou of jou man in die kerk, begin jou voet neer te sit, begin as 'n huis, as 'n vraag, lei ek, hoor gou, lei ek my huis om die Here te dien? Lei ek my huis om die Here te dien, of nie? Is ek besig met die goeie saad, die beloftes van God? Ek wil hê jy moet vanaand hoor, en dit sê ek vir jou, hierdie gaan ek sê as 'n pastoor, of as snaps, vergeet die pastoor, as ek wil hê jy moet hoor vanaand, dat die Here vanaand vir jou beloftes reg het, vir jou en jou kinders, en jou nageslag, jou geslag. Die Here se beloftes is daar, die vrug is daar, jy moet dit aktiveer. Jy moet dit vat. Ek sê weer, die gehoorsaamheid kom voor die seën. Die vrug groei nie oornag nie. Dit groei nie oornag nie. Maar elke dag wanneer ek in gehoorsaamheid leef, is God besig om die oes voor te berei. Is God besig om die oes voor te berei. OK, so dankie dat jy vanaand saam geluister het. Dankie dat jy deel is van die huisgodsdiens. Ja, ek was nou so 'n bietjie aandag afleidbaar oor hierdie telefoon wat so gelei het. Ek moet eintlik maar net relax. Maar ja, mense moet ook maar partykeer verstaan. Mense dink ook nie altyd die wyse rade en besluite van God. Maar ja, kom ons kyk gou. Ek wil weer vanaand vir jou sê, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid reg te doen. Dis wat die oes bring. Ek wil jou vanaand bemoedig. Ek gaan afsluit met hierdie bemoedigende woorde. Bly gehoorsaam. Bly gehoorsaam. Bly gehoorsaam, al verstaan jy nie alles nie. Ek wil nog eendag 'n bietjie gesels in die huisgodsdiens oor, jy hoef nie die Bybel te ken nie, heeltemal te ken nie. Baie mense ken nie die Bybel nie, is oké, is reg. Ons almal was daar. Ek ken hom nog steeds nie. Daar's nog baie goed wat ek vergeet. Verstaan jy? Daar's baie goed wat ek nie by uitkom nie. Daar's baie boeke wat ek nie by uitkom nie. So ek wil hê jy moet vanaand verstaan, as bly net gehoorsaam, al verstaan jy nie alles nie. Is dit oké? Kan ek dit maar vanaand vir jou sê? Lei jou huis met liefde, goddelike liefde en waarheid. Onthou, die waarheid is dit wat 'n mens vry maak. Die waarheid dra geen skuldgevoel nie. Die waarheid dra nie spyt nie. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Die waarheid dra nie spyt nie. Die waarheid leer my en jou om vasberade vas te staan in die
in die geloof, sodat ek en jy die oes van gehoorsaamheid kan kry. En dan wil ek jou vanaand ook bemoedig, hou aan bid, bid sonder ophou, 1 Tessalonisense 5, bid sonder ophou, moenie moed opgee nie, al voel jy vanaand moedeloos, al sit jy op moedverlore se vlakte, al is jy vanaand man down, tot jou moeg is moeg, tot jou moed verlore, maar al sien jy nie meer kans vir môre nie, al sien jy regtig nie meer kans vir vandag nie, of vir hierdie oomblikke nie, ek wil vanaand vir jou bemoedig, luister, jy's naby jou deurbrake, as jy in die weë van God wandel, begin sommer vanaand, sê Here, ek wil, dis 'n gedeelte van my gebed, laat U wil in my lewe geskied. God se tyd is altyd die beste tyd. En ek wil vanaand vir jou sê, in hierdie afgelope tyd profeteer ek dit, of nie profeteer ek nie, gee ek dit skrif, verwag dat God iets nuuts in jou lewe gaan doen. Nie materialisties nie, as dit materialisties ook is. Al is dit net om jou geestelike verhouding te maak, om jou huwelik te herstel, om vir jou iets te beteken, om vir jou insig en wysheid te gee, om jou te laat groei, dan is dit goed. Verwag iets nuuts in jou lewe. God wil dit vir jou gee. God se tyd is altyd die beste tyd. Sy tyd is die perfekte tyd. Goed, miskien voel jy vanaand moeg. Ek dink vanaand is daar baie mense wat so voel. Miskien kom jy met hierdie argument, ek ken al hierdie argumente en verskonings, ek bid altyd, ek bid al lank. Onthou, gebed is een baan, om God se weë te wandel is in die ander baan, as ek dit vir jou so kan verduidelik. Beteken nie as jy bid, dat jy altyd noodwendig die gehoorsaamheid en die vrug gaan kry nie, want jy wandel dalk nie in die weë van God nie, sodat, of in sy wil nie. Dalk is daar nog, volgens Romeine, nog baie sonde, of paar goed wat nie reg is nie. Goed, miskien kom jy en jy sê vanaand, weet jy wat, ek wag al lank, miskien wag jy al lank, ek het al baie jare gewag, ek wag nog steeds, maar ek weet wat is 'n belofte, wat die Here vir my gegee het. Hy sê, en ek sal jou gee die begeertes van jou hart, maar ek weet ook, dis nie nou die tyd nie. Ek weet God gaan my gee die begeertes van my hart. Daar gaan 'n tyd kom, maar ek weet nou is nie die tyd nie, want waar ek nou is, moet ek blom. Waar jy nou is, moet jy blom. Daar waar jy nou geplant is, moet jy blom. Daar moet jy 'n verskil maak. Daar moet jy 'n verskil maak. Hy sal jou nooit vergeet nie. Al voel jy vanaand dalk so, maar dit voel of die Here my vergeet. Hierdie laaste tyd hoor ek dit baie. Ek hoor niks van die Here nie. Hy vergeet jou nie. Hy vergeet jou nie. As jy bly in sy weg wandel, kan ek vanaand vir jou sê, sal die vrug op God se tyd sigbaar word. En ek wil vanaand vir jou sê, daai woordjie spyt is so 'n mooi woord, want ek gaan hom in 'n ander konteks gebruik vanaand. En jy sal nie eendag spyt wees nie. Jy sal nie eendag spyt wees dat jy aangehou het om in sy weë te wandel nie. Jy sal nie eendag spyt wees dat jy nooit moed opgegee het nie. Jy het vasgehou aan die vaste hoop, jy het in die geloof vasgehou, jy het aangehou bid, jy het jou skaniere gebuig voor God. Ek wil vanaand vir jou sê, hou net aan om in sy weë te wandel, want dan sal die vrug van God op die regte tyd vir jou sigbaar word. Kom ons kyk 'n bietjie, wat dit beteken. Kom ons kyk prakties, hoe ons dit moet toepas om in sy weë te wandel. Eerstens, die genade van God elke dag is iets nuuts, dankbaarheid, dankbare hart, nie van selfsprekend nie. Dit wat die Here jou gee, leef dit uit. Ek is so opgewonde oor hierdie reeks van die Bybelskool wat ons nou gaan doen oor die verskillende gebede, dat 'n mens eintlik net basies daaraan raak. Die konteks van al hierdie goeters is dat 'n mens in voorbereiding moet intree. Jy moet vir baie mense intree. Miskien gaan dit vanaand met jou goed. As dit met jou goed gaan, kan ek vanaand vir jou vra, wees 'n voorbidder vir mense. Wees 'n voorbidder vir die kerk. Vir mense wat nou in ander kerke is, bid vir jou kerk, bid vir jou pastore, bid vir jou herders, bid vir jou leierskap, bid vir jou musikante, bid vir elke een. Maak nie saak of jy van hulle hou of nie, dit is nou van relevant, dit het niks met dit uit te waai. Waarmee sukkel jy? Om gehoorsaam te bly aan God. Wat is dit wat jou terughou? En natuurlik is dit ook dalk, jy kan komment, ek sal later die comments lees as ek nou weer kan sien wat daar aangaan. Wat 'n vrug sal jy graag in jou gesin se lewe wil sien? Het jy al daaraan gedink? Wat 'n vrug? Ek het so volmaakte hart. Ek kan die Here nie genoeg dankie sê nie, dat ek in my gesin is so
so naby aan die Here. Dit is 'n lekker gevoel. Kan ek vanaand vir jou sê, dit is seker maar iets wat 'n ou net kan sê, dankie Here. Dankie Here. Dit was nie altyd 'n maklike pad nie. Nee, ons het gebid oor. Laat ek jou vertel, maar vandag is ek nie eendag spyt ek het nie opgehou nie. Ek het geweet. Ek het lewe in sy lewe ingeprofeteer. Is wat my ook gebeur het. Hulle het nooit opgehou bid vir my nie. Vir hierdie gemors. Ek was 'n gemors. Ek was hoe sal ek sê, rabbies. Antistini altyd daar, ek hoor haar woorde, jy's 'n stuk rabbies. Ja, ek wil net 'n bietjie kyk, ek wil weer lag. Dit was ek sê, maar weet jy wat? Ek dank God dat hy nooit opgegee het nie. Op my nie. Nooit. Ek dank die Here, want ek is op so 'n goeie plek in my lewe. Ek is so tevrede. Ek het die vergenoegsaamheid. Ja, ek sal die vrug wil sien. Jesus, ek praat nou lank. Maar julle moet 'n lekker aand hê. Jesus seën. Jesus like julle. Baie dankie dat jy saam geluister het. En ja, asseblief gaan lees dit en bid oor dit. Verwag dit. Dis joune. Jesus like jou.